Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou as jy ooit al fiets gery het, weet jy dat 'n papwiel vra nie toestemming nie, né? Dit kies nie 'n goeie tyd nie en dit gebeur net eenvoudig. Een klein doringkie of een skerp klippie en dan hoor jy daai geluid en jou hele rit kom tot stilstand. Jy het nog so een oomblik lekker getrap en jy's op die mooiste dele van die roete in die berge en die wind waai in jou hare en skielik voel jy daardie gevoel dat die wiel besig is om pap te word. En dan het jy geen ander opsie as om net eenvoudig te stop nie. Want as jy aanhou ry, dan gaan jy nog erger skade maak en dan gaan die rim, die band sny verder, né? En hier begin dan 'n storie. Jy staan nou hier in 'n krisis, maar dalk op die mooiste plek waar jy nog ooit was. Maar die krisis steel baie keer ons uitsig. En so sonder dat jy dit beplan het, is jy op 'n plek waar jy dalk nie wil wees nie, ver van die huis af en sonder hulp en sonder 'n plan. En net soos wat die lewe baie keer met ons doen, né? Jy kan die krisisse en goed wat oor jou lewe kom nie altyd beplan waar en wanneer dit moet gebeur nie. En nou is jou eerste reaksie, o ja, maar jy weet, dit is tog so voorspelbaar. Eers is dit in 'n mens se lewe is dit skok en dan teleurstelling en dan die klassieke ding van ag jy regtig, dis nou net my luck. Soms raak jy so gefrustreerd dat jy selfs die fiets wil skop, asof die band en die fiets gisteraand daar in die garage gesit het en besluit het, kom ons maak môre op hierdie rit die ons se dag 'n bietjie meer interessant en ondraaglik. En dis snaaks as jy so daarna kyk, maar dis presies wat ons doen. Ons reageer op die lewe se papwiele asof dit persoonlik is. En die Bybel sê vir ons dat hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Nie as 'n straf nie, maar as deel van menswees. Dieselfde pad moet almal ry, dieselfde dorings is daar vir almal en dieselfde risiko's is daar vir almal. Maar dan doen ons iets nog vreemder as om dit net so te doen. Ons begin dit ook ooranaliseer wanneer ons 'n papwiel kry, né? Ons sit langs die papband en asof ons dink dat dit 'n sielkundige se bank is en ons sê vir onsself maar, hoekom ek en wat beteken dit oor my? En almal gaan verby en kyk nou net arme ek, hoe is ek hier stuk? Soos in die 4 Agreements, die boek as jy dit al gelees het, staan een van die reëls is don't take anything personally. Maar ons doen, né? En ons maak dit groter as wat dit eintlik regtig is. Soms maak ons van 'n klein gaatjie 'n hele PhD projek, 'n tesis oor menswees en ons mislukkings en oor ons lot en ons sonde en ons karma en ons energie en ons tekortkominge. En ons vergeet die band is nie teen jou nie. Die lewe is nie teen jou nie. Die wêreld het jou nie gevang in 'n sameswering nie. Dit bestaan nie. Dis net 'n doring, net 'n klein gaatjie, net 'n papwiel, 'n menslike ervaring. En terwyl jy vasval, gaan die resies aan ook rondom jou, né? Want niemand stop nie, niemand nie omdat hulle jou nie van jou hou nie of nie lief is vir jou of jou wil ignoreer nie, maar omdat hulle elkeen hulle eie reis het wat hulle moet voltooi. Ons voel soms verontregwaardig wanneer ander aanhou en wanneer hulle gelukkig lyk en wanneer hulle vorentoe beweeg, maar niemand stop by jou nie. Maar niemand se band is altyd 100% heel vir altyd nie. Elkeen se papwiel kom net op 'n ander plek. Selfs die ouens in die Tour de France met hulle fantastiese toerusting. Die wêreld draai nie om ons nie, maar God weet waar ek en jy staan en hy ontmoet ons presies daar. En dan, eers dan, kom die realisme om net te kan sê, kom ek haal asem. Jy kyk weer en jy sien, die fiets het nie ontplof nie, die reis is nie verby nie, en dis nie die einde van die wêreld nie. Dis net 'n klein gaatjie en daar in jou sakkie by jou het jy patch en solution. En die oomblik wanneer jy ophou skop, ophou skree, ophou filosofeer en dink aan die katastrofiese uitkoms van jou lewe, dan onthou jy, met 'n klein stukkie rubber en 'n bietjie gom en 'n pomp is jy gou weer op die pad. Die meeste van jou drama was energie wat jy gemors het op 'n dooie voorwerp wat niks daarop uit is om jou lewe onaangenaam te maak. Nou hoekom vertel ek vir jou vandag hierdie storie? Want dit is ek. Ek is self so, dalk jy ook. Ek maak van 'n doring 'n krater en van 'n papwiel 'n wêreldkrisis en van 'n klein teleurstelling 'n hele karakterstudie. Maar hier's die wysheid, die Bybel, of dit nou Bybels is of watter wysheid dit ook al is, stem almal saam en sê moenie alles so dramatiseer nie. Moenie alles so persoonlik opneem nie. Moenie so filosofeer oor alles nie. Moenie alles moraliseer nie. Soms moet jy net stop, kyk, asemhaal en patch. So Spreuke sê, kalmte bring insig. Soos Jesus sê, moenie julle bekommer nie. Soos die Boeddha sê, laat gaan van wat julle nie kan beheer nie. Jou uitnodiging vir vandag is,
Laat bietjie jou poniestert los. Laat die skuldgevoelens val. Laat die drama uitborrel. Fokus op die 99,9999% van dinge wat wel werk in jou lewe en hou op vaskyk na die een klein gaatjie in jou band wat op hierdie stadium jou net 'n bietjie stop. En in hierdie tyd wat jy na hierdie video gekyk het, kon jy nou al die band afgehaal het, die gaatjie opgespoor het, die patch geplak het, weer opgeblaas het en weer gery het. Want jou storie is nie klaar nie, jou rit gaan aan. Net patch en solution en 'n bietjie van rustigheid en jy's terug op die pad van jou lewe. So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.